En so het week 27 aangebreek. Vir my baie hartseer, want dit raak na die einde van hierdie groot avontuur wat ons gehad het hierdie laaste klompie maande. Maar ons het nog baie mooi dinge gesien in hierdie laaste tyd. Ja, ons het regtig verras gewees met Brittany. Die laaste paar dae het ons paar baie mooi petit dorpies besoek, wat nog bitter Frans is, klein plattelandse plekkies, waar hulle nie 'n woord Engels verstaan nie, maar baie mooi. Ja, en na die vorige video het ons vir oulaas nog by hierdie ou klein petit dorpie gestop met die naam Solesmos, wat hierdie huge abbey het en hierdie pragtige rivier. So daar het ons heerlik rondgedwaal en rondgekuier. Ja, as ons reg gestaan, manne, dink ek is iets so 60 monnike wat daar bly. Ons het een of twee van hulle daar in die tuin gekry wat daar werk, maar dit is regtig 'n pragtige kathedraal. En daarvan af ons toe nou na die eerste groot stad in 'n lang tyd, Le Mans, ook baie naby aan hierdie groot kerk gestop. Dit is huge aan die binnekant. Ek meen, daar staan 'n man daar by een van die pilare, daar sê omtrent 20 van hulle. Regtig 'n baie groot plek. Ja, dit is die grootste kathedraal wat ons gesien het in al hierdie 6 maande. Goeie 4 verdieping hoog plafon. Toe het ons deur die dorpie geloop, nie dorp nie, die stad geloop. Le Mans kom van die middeleeue af, so jy kan die verskillende argitektuur vanaf die middeleeue tot en met nou duidelik sien in hierdie stad. So dit is 'n ongelooflike stad, enig in sy soort. Ja, toe weer verder aan na 'n kleiner dorpie toe, waar ons onder die dorp gestop het, om sommer net so oormiddag het opgespeel het. Ja, hierdie ou chateau wat daar op die bult staan, baie lekker staanplek gehad. En die volgende dag is ons weg verder Chartres. Ja, Chartres, ewe pragtig. Die doel met Chartres was, ons wou baie graag een van hierdie vertonings sien, hierdie ligvertonings, wat op die verskillende historiese punte gedoen word. Nou, die eerste ding toe ons deurloop, het ons hierdie pragtige beeldhouwerk gesien van Dawid en Goliat, baie indrukwekkend en baie treffend, en hierdie baie spesifieke argitektuur in Chartres. So, Chartres, ons was mal oor Chartres gewees. Ja, ook baie waterkanale, baie ou meule, het ons baie laat dink, plekke soos Venetië, met seker so 6 of 7 van hierdie kathedrale en kerke, wat in die aande dan belig word. Begin weer so 9 uur se kant, maar dit is regtig 'n belewenis gewees, en ons het ten spyte van die koue moeilik daarvan afskeid geneem. Ons het regtig gedink, dit sal die moeite werd wees om sommer nog 'n paar dae daar te bly. Ja, die foto's is geen regtig vir jou idee nie, maar ons het probeer om 'n paar video's te neem van die ligvertoning, en dit was soos asem amper weggeslaan. Ja, dit is baie beter as wat ons verwag het. Ja, dit was ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, want dis so op die verskillende kante van die kathedraal gooi hulle hierdie ligvertonings en dan beeld hulle die geskiedenis in beeld uit, maar die kleure is ongelooflik, dit verander die hele tyd. Dit is heeltyd 'n aktiewe beeld wat aan die gang is voor jou. En dit is nie net op die kathedraal waar nou natuurlik die grootste nagvertoning is nie, maar op al die groot historiese monumente en kerke en brûe in hierdie stad is hierdie vertonings elke aand. So elke keer as ons net begin 'n videoetjie neem, dan dink ons is seker nou klaar, dis die hoogtepunt, dan kom maar net nog iets en nog iets. So, ja, die spesifieke ene waarvan ons nou hierdie video's gehad in die plase, die groot Notre Dame kathedraal, die is seker 'n goeie uur, en dan kan jy nou aanskuif na van die ander toe. So dit is eintlik 'n hele aand se vermaak. Het begin so 9 uur en ek dink dit gaan aan tot 1 uur. Ons het nou nie tot die einde gebly nie. Maar dit is regtig 'n skouspel. Ja, as jy enigsins ooit in Chartres is, gaan soontoe. So van Chartres af het ons 'n vinnige stoppie by die Chateau Maintenon gedoen. Ek het die storieetjie op Instagram vertel, ja, baie van interessante storie van die ou pair, ja, wat toe nou die minnares en later die vrou geraak het van die koning. Pragtige kasteel gewees, of paleis, né? Ja, dit is regtig baie mooi gewees. Dit is lekker om daar in die tuin rond te loop.
ook natuurlijk 'n pragtige golfbaan net daar langs aan. Ons kon afgesluit het met 'n bruid en haar hele familie wat ons foto's neem daar. Maar dat was lekker. Ons kon ook 'n piknikmandjie pak en die laaste bietjie sonskyn van Frankryk het ons ingedrink en net daar gesit en die mooi bewonder, die herfsklere en lekker piknikkos geëet. Ja, van daar af het ons maar so stop by mooi plekkies aangery, want ons het geweet ons moet nou einde se kant toe gaan waar ons vir Rooibos moet voorberei om hom te stoor. Dit is nogal 'n moeilike werk gewees, harde werk. Ja, ons het 'n plekkie geïdentifiseer so 30 km van Loch Ness af. Plek se naam is Net waar ons vir 2 dae gestaan het. En die hele idee was maar net om Rooibos binne en buite skoon te maak. Moet goed gedoen word, soos die geyser en die water moet gedreineer word. Tanks moet skoongemaak word. Die voordeel was dat ons vir oulaas 'n bietjie gaan uit eet het en pakkies kos gekry het en daar staan Rooibos binne in sy stoor saam met so 20 ander en Brevillestasie waarvan ons 'n trein gekry het terug na Parys toe. Ja, so hartseer dag, maar die einde van ons groot avontuur.